You were created to love and be loved. You were meant to live life in relationship with other people, to know and be known. You need to know your story is important and you're part of a bigger story. You need to know your life matters. As jy nou mooi die herinneringe en die gedagtes by mekaar maak, sal jy onthou dat ons vir mekaar gesê het, elkeen van ons word gebore met sulke holkolle. Van kleintyd af het elkeen van ons hierdie ontsettende groot behoefte en begeerte om net iewers te kan tuiskom in iemand anders se liefde. Dis juis mos hoekom God vir 'n Adam, 'n Eva gemaak het. Hy het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. En toe het hy vir hom die vrou gemaak. En van die begin af was dit God se droom dat hierdie twee mense wat hy gemaak het, dit wat hy was en is en altyd sal wees, hy is liefde, dat hulle mekaar na liggaam, siel en gees moet bederf en bedien met God se liefde. Wat God se liefde so radikaal anders maak as hierdie ding wat ons in die wêreld liefde kom benoem het, is dat God se liefde altyd 'n gee en 'n dien karakter het. Terwyl die ou liefde wat ons in hierdie wêreld kom kry, altyd net die teenoorgestelde karakter het, 'n vat ene. Ek wil net altyd meer hê en daar moet aan my behoeftes en my verwagtinge voldoen word. Ek is die middelpunt van alles en almal moet na my pype dans. Om hierdie punt te staaf het iemand die voorbeeld van 'n ATM gebruik. Hy het gesê, jy kan net onttrek wat jy ingesit het. En wanneer jy dan meer wil onttrek as wat jy ingesit het, dan sê hy vir jou insufficient funds, onvoldoende fondse. Ek glo dat een van die grootste siektes van ons tyd emosionele anoreksia is. Daarmee bedoel ek dat baie van ons emosionele koppies meeste van die tyd dol leeg is en dat daar net so 'n bietjie moer onder in die koppie oorgebly het. En dan pomp ons daai moer, soos wat ons ook al 'n vorige keer gesê het. Meeste van die tyd is ons verwagting dan, ja, maar weet jy, my man of my vrou, dit is hulle verantwoordelikheid om daarom 'n bietjie vir my om te gee, om my daarom spesiaal te laat voel en om daarom vir my te wys hulle is lief vir my en alles. Maar die vraag bly, tot hoe 'n mate doen ek en jy dit verander? Dit is juis een van die redes hoekom meer as 400 miljoen mense wêreldwyd aktiewe Facebook-besoekers is. Dit is nou boonbehalwe al die ander sosiale media waarvan meeste mense ook deel is. Wanneer my emosionele lewenskoppietjie leeg is, dan word ek 'n ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur. Weereens daai denkfout wat ek maak. My maat gee nie vir my wat ek nodig het nie. Dan vergeet ons, God het ons nie gemaak om mekaar gelukkig te hou nie. Hy het ons gegee vir mekaar om mekaar te bedien met sy liefde, om mekaar vlerke te gee. En om so te gee, dat ek niks terug verwag nie. Daar is min dinge in die lewe wat jou lewenskoppie so vinnig en so gou vol maak, as om te gee, sonder om enigiets terug te verwag. Gaan kyk gou, wanneer het die groot name in die Bybel en in die geskiedenis van die mensdom geval voor die begeertes van hulle vlees, wanneer hulle emosionele lewenskoppietjies leeg was. 'n Dawid na die gevegte, alleen op die stoep, die ander soldate gaan veg, hy sien 'n Batseba, 'n Samson, 'n Salomo, so kan ons aangaan. Dis dan wanneer ek en jy begin wonder, jy weet ek wonder daardie eerste meisie van my op skool, ek wonder wat het van haar geword. Dis hoekom Paulus in Efesiërs 4 vers 23 vir ons sê, julle gees en gedagtes moet nuut word. Romeine 12. En in Romeine 12 vers 2 sê hy vir ons, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Begin vandag om ander te bedien met God se liefde en jy gaan verbaas wees hoe gou jou emosionele lewenskoppietjie weer gaan vol raak.